Nommer 7 Media Produksie. Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om in ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Die Universiteit van die Vrystaatse Sakeskool en die Klein Besigheidsinstituut het onlangs 'n reeks innoverende ronde tafelgesprekke in Botawil aangebied. Hierdie gesprekke wat plaasgevind het in Case New Holland se opleidingsfasiliteite in Botawil is gelei deur Jacques Passon van Klipkouers en het 'n platform geskep vir bedryfsleiers om kritiese kwessies in die landbouspektrum te bespreek. 'n Hoogtepunt van die geleentheid was professor Nicolien Barkhuizen se bekendstelling van nuwe landbou opleidingskursusse. Lekker leer en lekker luister. Ons sit met die PSG manne hierso. Wealth Pretoria Oos. Nou ek wil amper sê Chris, daar's ek het net vir Tiaan gevra, dit voel vir my in terme van return of investment, dis almal min of meer, wil ek sê, daai gemiddelde persentasie is maar dieselfde all around. Dit is nie eintlik waaroor dit gaan nie. Of gaan dit daaroor? Ek dink jy moet 'n goeie adviseur kry dat dan vir jou op die regte pad sit. Want daar is baie slaggate daar buite en daar's baie oneerlike adviseurs ook daar buite. So ek dink die belangrike ding is kom by die regte ou uit of die regte maatskappy uit, gaan kyk uit wat se kwalifikasies hy het. Gewoonlik kan jy mos enigiets vandag op die internet kry. Ons mos eintlik nie meer geheime nie. En wees baie versigtig vir ouens wat baie hard bemark en stories vertel van ongenoteerde beleggings. Kyk, jy kan jou navorsing gedoen by die Finansiële Dienste Raad. So ek gaan kyk wie en wat die persoon is, wat die maatskappy is, en dan moet jy maar gaan vra. Wat doen julle? Wat se opbrengste beloof julle vir julle kliënte? Ek wil nou eerlik wees, ek beloof vir niemand niks nie. Ek is amper 26 jaar by PSG, so ek is deel van die meubels. Ek het al die Steinhoff-sage gesien 2008 toe daar die kredietkrisis was, COVID. Ek het gedink COVID was die einde van die wêreld, ek moet eerlik wees. Ek het nie geslaap nie, ek het net gedink aan die ooms en die tannies, na wie se geld ons ook moet kyk, dis die einde van die wêreld. So, ek dink die belangrikste is, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die kliënt en ons moet mooi na die kliënt kyk. En daar's baie goeie adviesmaatskappye daar buite. Ek sê nie met PSG gebruik nie. Daar is regtig goeie maatskappye. Ek sê ook nie jy moet wegbeweeg van wie ook al jy is nie. Maar ek dink doen net jou huiswerk en kyk, volg jou prestasies. Ek sê altyd as jy in aandele belê, dit help nie jy belê die goed vandag nie. Gewoonlik as ek in iets belê, dan die volgende week is dit laer. Dit is nou maar net so. Dit is laer, dit kan 6 maande kan dit nog baie laer wees. Dis maar wat wisselvalligheid bring met sekere bateklasse. Maar ek weet as jy 5 of 'n 10 of 'n 12 jaar belegging gemaak het, gaan jy beter af wees in byvoorbeeld aandele as in kontant. Ons het vir ons kliënte in die buiteland belê. Goed soos Microsoft wat oor 10 jaar vir jou 1000% opbrengs gegee het. En selfs hier in Suid-Afrika Capitec vir 2000-3000% opbrengs gegee. Maar daar was ook slaggate langs die pad gewees op die Stein wat omgeval het en jy weet, soos hulle sê, as Christo Wiese daar belê, hoe verkeerd kan ek wees? Of GT Ferreira, hoe kan ons verkeerd wees? Maar so, mens moet maar baie wakker wees, jy moet maar by die regte ouens uitkom wat vir die werk doen. En dit gaan maar oor 'n langtermynverhouding. Dit is maar eintlik maar die antwoord. So ek het nou so iets van alles in 'n minuut gesê. Ek dink as ek daarbey kan aansluit, opbrengs is maar relatief. Mens moet ook gaan kyk die verskillende bateklasse waarna Chris nou baie vinnig in 'n minuut na verwys het, dat jy in aandele tipies oor die langtermyn histories beskou, 7% beter as inflasie moet doen.
Dis nou maar buitelandse plaaslike aandeleportefeuilles. So jou uitdaging is om inflasie te klop. Jou gebalanseerde tipe pensioenfondse moet vir jou oor die langer termyn tipies inflasie plus 5% reël gee. En dan het jy 'n konservatiewer komponent ook wat vir jou dalk miskien inflasie plus 1, inflasie plus 2 kan gee. Nou geldmark op hierdie stadium, dit gee vir jou lekker opbrengste. Ons weet rentekoerse is hoog. Aan die ander kant van die muntstuk weet ons ook dat in die FSA gaan hulle aan alle waarskynlikheid rentekoerse in begin September begin sny. En in Suid-Afrika gaan hulle dan ook dieselfde doen sodat ons nie inflasie met ons swakker rand invoer nie. So mense moet gaan kyk na jou tipiese bateklasse en dan kan jy min of meer oor die langer termyn bepaal wat se prestasie jy gaan kry. En dan is daar ook baie interessante huiswerk wat ek dink jy meer op jou vraag gemik is gedoen in Amerika, wat vir jou sê, maar wat is 'n finansiële adviseur eintlik vir jou werd? As jy nou kom sê jy kan by maatskappy A in hierdie aandeel belê versus maatskappy B in dieselfde aandeel, moet jy mos nou in teorie dieselfde prestasies kry. Nou jou finansiële adviseur is nie net vir jou daar om vir jou 'n belegging te plaas wat in jou jy weet jou kategorie of in jou spesifieke behoefte voldoen nie, maar jou waarde daar lê dat jou finansiële adviseur moet vir jou in tye, en Chris het dit genoem soos in COVID, vir jou die morele en die emosionele ondersteuning ook kan gee. Ek en Chris is nou al baie lank by die bedryf en deur klomp bil en beermarkte gegaan, maar jy moet op 'n persoonlike vlak amper waarde behalwe net die prestasie van die portefeulje kan gee. En jy doen dit deur nie foute te maak nie deur in die dips noodwendig uit te klim nie. En nie onsekere besluite te neem nie. So finansiële adviseur is behalwe die portefeulje ook op 'n meer ondersteunende basis op 'n sielkundige vlak ook betrokke. Maar ek wil daarbey dan aansluit. Dis ek sê 'n lekker segue wat jy so paar weke gelede. Ons praat 'n bietjie oor juiste advies vir die kliënt, vir die boer en oor kapitalisering. Laat vaai, Chris. Ja, ek kan net sê gewoonlik as 'n kliënt by ons kom nou, die oom is 60, nou ek word 61. Dan sê die oom vir my of die tannie sê vir my, man, ons nou baie konservatief met die geld werk en sê ek hoor hierso onthou net. Een van julle twee wat hier voor my sit gaan 100 word. Dan kyk hulle vir my so, gewoonlik gaan die mans dood, dit is 'n feit. Maar die tannie word 100. En dan ek sê nou tannie was, maar ek noem maar tannie en sy glimlag vir my. Maar maar dit is 'n feit. So jy het 40 jaar van jou lewe as jy 60 is wat vir jou wag. Dit is net ongelooflik. En nou wil jy konservatief jou geld in die bank gesit. Dis die grootste fout van 'n leeftyd wat jy maak. Jy moet inflasie uitpresteer. So ek wil net daai punt net vir julle noem. Jy moet verder as 10 of 15 jaar kyk en jy moet by die regte plek kom en wees aggressief en sien nie die markte wat op en af beweeg op die langtermyn gaan dit altyd op. So dis die een kant. Die ander kant is dink Jacques het my spesifiek gevra nou die dag, hoekom het ons hier kom praat? Nou, meeste van julle wat in die landboubedryf sit en ek het vriende wat hier in die omgewing boer, nie ver van hier af nie, en hulle het 'n groot probleem en die woord is belasting. Hulle wil nie belasting betaal nie. Hy sal eerder, en ek belowe een van hulle koop net kuisprodukte. Hy boer op hierdie groot sandvlaktes, noem ons nou maar hy wil nie belasting betaal nie. En dan sê ek van, hoorie David, jy met jou geld moet jy onderskei van jou besigheid af. En jy boer in jou boerdery en al wat die ouens doen op hulle boerdery is herkapitaliseer heeltyd die boerdery, want hy sal eerder nog 'n trekker koop of 'n implement koop as wat hy gaan belasting betaal. En dan as hy belasting betaal, dan hou dit in die maatskappy, want dan wil hy 20% dividend withholding tax betaal. En sê ek vir hom, en dan betaal homself nie ordentlike salaris nie, want die geld gaan in diesel, hy trek die diesel by die plaas, hy het allerhande planne, hy betaal so min as moontlik salaris, hy lewe van die boerdery af. En sê ek vir hom, jy moet meer bydra, onderskei jou van jou boerdery af, kom weg van die boerdery af, jy moet spaar vir jou apart hierso, want jou 2 seuns en jou dogter gaan dalk die boerdery, vir jou skoonseun, gaan die boerdery oorvat, en daar kan dalk iets gebeur, en die ouers wil nie, en uittreë aan die tye, en daar's baie goeie maniere om belastingvriendelike besparings te hê, dat jy net
buite die boerdery kan dink. Jy weet, dit kan gebeur dat hier weer 5 jaar 'n droogte wees, jy verloor jou plaas. Nou het jy jou plaas verloor, jy het nie voorsiening gemaak vir 'n lewe buite die boerdery nie, jy het nie in uitreaniteite en daar's goeie belastingvoordele op hierdie goeders. Of jou seun trou met 'n skoondogter, jy het die plaas vir die seun gegee, jou skoondogter kry stry met die ouers, hulle jaag hulle van die plaas af, daar's nie geld nie. Al hierdie goed gebeur, dis scenario's wat gebeur. En begin 'n bietjie beplan vir aftrede en 'n lewe buite die boerdery. Vat van jou betaal jou belasting, betaal die dividendweerhoudingsbelasting, betaal vir jou groter salaris, betaal daai geld oor na uitreaniteite wat jy 'n bietjie minder belasting betaal vir nou. Maar dit is baie moeilik om my boodskap oor te kry, want die ouens hy's op sy plaas, sy koninkryk, en hy herkapitaliseer hierdie ding heeltyd, totdat iets verkeerd gaan. Want jy word mens nie oornag bankrot nie, stadig, 5 droogtes, en dan vinnig word jy bankrot. En as jy daai beplanning voor die tyd gedoen het, jy het jou geld in uitreaniteite gesit, oor baie jare, onthou net, 'n uitreaniteit kan as jy 'n pensioenfondse het, of bewaringsfonds of uitreaniteite, 'n krediteur kan nie daar beslag lê nie. Dit lê buite jou boedel. So jy gaan ook nie boedelbelasting betaal nie. Die kinders gaan dalk dit erf en hulle kan dan 'n inkomste trek. Daar's net voordele. Maar die ouens luister nie. Dis maar my boodskap vir julle. Gaan praat met 'n goeie adviseur en laat begin bespaar vir daai lewe buite kan die boerdery eendag. Ek wil vir Jack op die spot sit. Jack, luister jy? Ek trek jou been. Ek trek jou been. Hoekom is dit julle dat 2700 boerelede, né? Is dit paar honderd boereverenigings of ja. Hoekom is dit so moeilik? Hoekom is daar, en ek wil sommer aansluit by Chris, waar ek gister met ouens in Klerksdorp gesels wat 'n boer wat net cash wil, alles cash koop. So dis die domste ding wat hy kan doen. Hoekom is dit so moeilik dat ouens wat aan die een kant so suksesvol is, aan die ander kant sulke dom goed kan doen? Of wat is die storie agter die storie, en hoekom is dit so moeilik selfs om 'n boodskap soos hierdie by 2700, never mind nou die res van die land, maar kom sê by Vrystaat Landbou, hoekom is dit so moeilik om hierdie goud uit versprei te kry? Ek dink Chris het dit klaar gesê, so ek sal dit nie Kyk dan, aan sê nie. Kom ek die moeilikheid. Ja, ek dink dat die kongres het Prof Johan Willems ook gesê, daai corporate guarantee voordeel waar in die goeie jare moet jy spaar. Op die regte manier laat jy fondse het in die slegte jare en dis baie belangrik. So ek dink daai boodskap is besig om deur te kom. Maar meeste ouens is so in die skuld. Dis net om in die goeie jare betaal jy net jou skuld af en jy kom nie voor nie. Ja, ek weet op universiteit het PPS kom kuier in ons finale jaar en gesê, luister, hoe vroeër jy begin spaar en geld in jou pensioen en wat ook al, hoe langer, maar baie ouens gaan reguit plaas toe, of jy gaan plaas toe en jy kry nie 'n salaris nie, want jy lewe van die plaas af of wat ook al, en jy het nie daai geld, of as jy op jou eie boer, jy sit net alles terug want jy wil groei en daar is nie geld om te spaar nie, en ek dink dis die fout. Die ouens begroot nie om te spaar nie, en dis 'n belangrike ding. Jy moet begroot om te spaar, ja. En jy moet jouself 'n salaris betaal. Baie ouens, ja, soos Chris gesê het, lewe van die plaas af. Ja, 'n bietjie jy het kliënte in die omgewing, wat het jy 'n gevalle studie of 2? Ja, ek kom eintlik van Swaziland af. My ouers het ook geboer daar en so dis maar soort van vir my so tuiskoms, is lekker om uit die stad uit te kom. So ja, ek het heelwat kliënte in die Botawil omgewing, Viljoenskroon, Wildfontein, Bloemhof, jy weet so, ons is maar ook met die boerdery betrokke. Ek dink wat ek kan noem is dat miskien 2 spesifieke gevalle waar ons toevallig vanoggend het ek met een van my kliënte hier binne gesit en konsulteer, dat die persoon het fondse geërf van 'n wyle man, maar sy het ook 'n boerdery om aan die gang te hou. En hy was jongerig toe hy afgesterf het, die boerdery net mooi in die gang, en daar is nog bietjie skuld gewees, implemente is dalk 'n bietjie oud, sy het 'n groot lewenspolis van hom af gekry, behoorlik voorsien,
En nou sit hy met die uitdaging dat die boerdery is besig om homself volhoubaar te kry, maar daar's heeltyd hierdie behoefte om nog uit die beleggings wat uitbetaal het bietjie te tap. Moderniseer bietjie die boerdery. Maar nou, daar's 'n balans. Op die stadium het ons vanoggend presies vir die woorde gesê, probeer die boerdery skei van die beleggingskomponent wat jy het, sodat daar nie fondse heeltyd bly oorgaan nie. Die ding moet vir homself begin sorg. En ons het tot die besluit gekom, dat sy 'n gedeelte van haar fondse wat sy nou in die vorm van 'n polis geërf het, gaan oormerk vir langer termyn. Haar seuns gaan eendag haar oorneem. Sy gaan waarskynlik nie net tot op 'n punt kan lewe uit die boerdery uit. Die seuns gaan trou, hulle gaan dogters kry. Dis 'n skoonma en 'n skoondogter verhouding. Op 'n stadium moet sy haarself kan losmaak en genoegsame fondse eenkant hê om van te leef. En ek dink dis die crux dat jy daai besef net moet hê dat jy gaan vir 'n wyle op die plaas kan bly, van die plaas leef. En daarna moet jy kan losmaak. Jy moet fondse elders voorsien hê om van te leef. En ek onthou my pa het ook altyd, vir belastingredes koop jy maar 'n nuwe implement. En hulle het nie werklik gespaar nie. En ek dink dis hoekom dit so na in die hart vir my lê. Mense dink dat niks kan gebeur nie en dit is eintlik so ver van die waarheid verwyder. Mense moet bietjie wegsit en ons probeer vir ons kliënte oortuig om te sê, ons is so invested in Suid-Afrika, ons is so belê in die vorm van ons landbou, ons grond is hier, ons implemente, alles is in Suid-Afrika. Ons vat ook vir ons kliënte geld uit. Daar's boere wat inkoop in die idee om direkte buitelandse aandeleportefeuilles te skep wat in multinasjonale maatskappye belê. En dis bietjie politieke verskansing, boonbehalwe dat jy in Suid-Afrika alleen belê. Ons belê grootliks in Amerikaanse maatskappye, maar hoekom net in Amerika? Maar die antwoord is, dis eintlik toevallig dat daai groot maatskappye in Amerika genoteer is. Hulle doen reg oor die wêreld besigheid. Hulle doen besigheid in Indië en China en in Afrika en in Brasilië, sodat jy nie hoef daar geleenthede te gaan soek nie. Jy kry al daai groei, kry jy deur 'n groot multinasjonale maatskappy in Amerika. Hulle rekeningkunde is in orde, hulle politiek is hopelik stabiel, ons sal sien so later in die jaar. En dit is die geleentheid vir boere ook om buite die besigheid bietjie in die buiteland ook te belê. Selfs gebruik jy dit nie eendag nie, jy dalk 'n kleinkind wat in die buiteland wil gaan studeer, dan is daai fondse daar beskikbaar. Maar ja, mens moet 'n onderskeid tref tussen jou besigheid en jouself en fokus om op jou eie fondse bymekaar te maak. Ek kan net byvoeg. Ons moet net nooit vergeet wat die geskiedenis van Sub-Sahara gebeur het nie. Afrikaners die Kenia toe gaan, die mamas het hulle 'n bietjie daar pakslag gegee in Tanzanië, Julius Nyerere het die grond genasionaliseer. Ons het oorloë in Angola gehad, Mosambiek, maar ook die dorsaantrekkers was ook daai kant toe met malaria het hulle teruggedruk. En ons het in Zimbabwe die klassieke geval gehad wat hulle net gevat het. En ons is miskien nou in 'n sogenaamde regering van nasionale eenheid, maar dinge kan baie vinnig verander. So wat Tiaan sê is, vat 'n bietjie geld uit. Jy kan dit altyd terugbring as jy dit nodig het, maar jy kan R1 miljoen 'n jaar uitvat as deel van jou diskresionêre toelaag wat jy kan vakansie hou of kind se troue betaal of belê in die buiteland. Gebruik dit. Gebruik daai R1 miljoen belê in kwaliteitsbeleggings in die buiteland en daar's ongelooflike geleenthede. Ons ondersoek maar heeltyd kyk nou nie na CNH nie, maar ons kyk na John Deere en Caterpillar is maatskappye waarna ons ook in belê. So, jy weet, al wat ek net sê is, jy moet jou vlerke versprei, al jou bates is hier, alles is. Iets verkeerd gaan jy verloor jy alles, of baie. En jy kan 'n bietjie versprei. So, om terug te kom iets wat Jack genoem het van die ouens doen nie of hulle begroot nie behoorlik nie. Hoe nou werk julle saam met rekenmeesters en is dit dalk die geleentheid of deel van die probleem dat hoe ver verwyderd of ja, ek dink ons werk met ouditeure en rekenmeesters en hulle is eintlik hulle is die ou wat die naaste aan die kliënt sit, want hulle kyk na die boeke, hulle kyk en dan sê hulle vir die kliënt om 'n bietjie belasting te spaar, kom sit
R350 000 'n jaar van jou salaris weg in 'n uitreaniteit. En 'n uitreaniteit dis die wonderlikste belegging, dis 'n effekte trust belegging. Die ou dae het jy 'n polis gekoop wat nie gewerk het nie, maar vandag is die kostes is laag, jy belê in 'n uitreaniteit. Kom ons sê jy is op 40% belastingkoers, jy belê in hierdie fondse, is doodgewone gebalanseerde effekte trust fondse, dan kos daai belegging jou in effek, want jy trek hom van jou belasting af, kos by R1 belegging jou 60 sent. Jy kry 40 sent terug nou. Jy gaan eendag wel belasting betaal op as jy inkomste trek, maar daai R1 belegging kos jy nou 60 sent. Dis mos 'n absolute no-brainer, jy moet daarin belê. En die rekenmeesters adviseer die kliënte doen dit en ons doen dit, ons help hulle. Ons doen ook polisse. Ek verkoop nie polisse nie, maar ons help hulle daar is mense wat help met boedelbelasting as daar 'n probleem is met boedelbelasting. 'n Plaas is nie 'n liquide bate nie, partykeer moet jy 'n polis hê om vir boedelbelasting voorsiening te maak as jy te sterwe kom en die plaas is in jou naam geregistreer. Maar ek dink meeste van die boere het nou slim geword, hulle plase lê in trusts en die besigheid in 'n maatskappy wat deur die trust besit word. Maar ons kan daarmee ook help as dit is. En dan ook testamente, kry jou testament in orde. Baie belangrike ding, jy kan nie glo hoeveel mense, en hier's 'n vriend van my wat net die ander kant bly, hy's dood 2 maande gelede, skatryk, nie testament gehad nie, jy kan dit nie glo nie. Nou erf sy vrou 'n kunstdeel, en daar is nou nog 4 kinders, jy weet, en die een kind sê, nee, gee vir my, ek wil my 5de hê, of wat ook al. Jy moet daai goed met jy op 'n beplanning moet in orde wees. So, kry jou testament ook in orde, terwyl jy praat, 'n finansiële adviseur kan jou help. Sorg net dat die finansiële adviseur nie 'n erfgenaam is nie. Dit gebeur ook. Doen nie of jy adviseer, pas op vir hulle. Dankie julle, enige vrae? Kan ek dit al oor 'n kommentaar lewer? Nie vraag nie. Die gesprek daar van die is ook 'n eye-opener. Ek net iets wat jy doen wat sê is dat ek het met baie nie talent was die spasie en dan gaan nie meer afgedeken wees met die toekoms nie. As jy kyk bijvoorbeeld na waar in die wêreld, dis ook iets dat kan maar waar in die wêreld kan gebeur hoe daar afname is, geboortesyfers en so aan. Dit gaan nou niks snaaks wees in die toekoms omdat iemand te werk 100 jaar ouer is. So dit is regtig 'n realiteit wat gaan kom. So ek weet ook denken wat jy gesê het, dit is sin maak. Dis nie vir baie lank. Daar's 'n nuwe wonderdrug. Julle moet 'n bietjie gaan kyk, gaan doen 'n bietjie navorsing. GLP-1. Ja. Dit is 'n ding, jy spuit jouself net so 1 keer 'n week in. Dit kom van Eli Lilly en Novo Nordisk en dan verloor jy gewig. En dan, as jy gewig verloor, jy 30 kg is ligte, dan werk alles beter en dit werk vir Alzheimer's, dit werk vir hartkwale, dit werk vir diabetes. So jy dink skryf maar daai GLP-1 neer. Dis nie finansiële advies nie. Is 'n sales trick. Alleen maar maatskappy, ons hier alleen Lilly, maar wat ek vir sê is daai ding gaan die wêreld revolusioneer. Wat mense sê maar ons moet mader word, kardiovaskulêre gesondheid. Ek lees niemand wat rook hier of ek sien hulle nie rook nie. Tye het verander. Jou kardiovaskulêre gesondheid het verbeter. Jy kry nie meer Alzheimer's nie. Want Alzheimer's is as gevolg van kardiovaskulêre siektes. So jy gaan langer moet werk en jy gaan 100 word en jy gaan moet spaar want jy gaan op 'n dag moet ophou werk want daar gaan dalk die tegnologie gemaak dat jy dalk nie werk het nie. Chris kan vir jou finansiële en mediese advies. Waarde toevoeging. Tradisioneel hanteer die man die finansies. As ek nou maar die breë net so kan dit noem. En ek en Chris en van ons ander kollegas terloops ons omtrent 18 ouens in ons kantoor, adviseurs. So ek en Chris is gelukkig genoeg vandag om hiernatoe te kom. Maar almal van hulle sal dieselfde ding vir jou sê dat daar moet 'n verskywing wees, dat daar moet 'n gedeelde verantwoordelikheid wees ten opsigte van die bestuur van finansies. Ons kry te veel, selfs in vandag se tyd waar daar 'n dame by ons klop aan die deur of skakel en sê my man is dood of Gert is dood.
wat nou ons weet hoe lyk die beleggings en dan moet ons daai dame aan die hand vat en help en dit is iets wat moet met tyd verander in Suid-Afrika. Ek dink dit veroorsaak stres, spanning, in baie gevalle weet die langslewende nie eers wat daar is in die vorm van beleggings nie. En ons het nogal 'n redelike dryf om spesifiek te vra as daar hersien word met 'n kliënt in sy portefeulje. Bring jou vrou saam, bring die kinders saam en sodat daar sigbaarheid is ten opsigte van die goed. Dankie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. En kom volg ons op sosiale media. Besoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.